Goeiedag, dit is vandag 7 Oktober en dit is Dinsdag. Die tema vir vandag is stilte tyd, is tyd by Jesus se voete. Ek lees vir jou Lukas 10 vers 39. En sy het 'n suster gehad met die naam Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. In Lukas 10 ontmoet ons twee susters, Martha en Maria. Hulle het Jesus as gas aan huis ontvang en beide se optrede kan ons aflei dat hierdie vir hulle 'n belangrike gebeurtenis was. Hulle optrede verskil egter geweldig baie. Martha kies om alles skoon te maak en alles gereed te maak, want sy het hierdie belangrike gas. Maar Maria gaan sit by Jesus se voete om van hom te leer. Vanuit 'n menslike oogpunt is dit heeltemal te verstaan dat Martha so optree. Met die eerste oogopslag lyk dit of Maria lui is. Dit wil voorkom asof sy nie omgee oor al die werk wat gedoen moet word nie. Maar tog bring Jesus die perspektief hier binne die situasie. Dat dit belangrik is om te werk en belangrik is om by Jesus se voete te sit. En Maria het van die twee nou die beste gekies. Dit is ook baie keer die geval in ons lewe, dat ons so besig is en dat daar soveel dinge is wat ons aandag verg, dat ons nie tyd het om ons werklik stil te kan word by die Here nie. Dit is baie belangrik om te verstaan dat daar altyd nog iets sal wees wat gedoen moet word. As ons alles gaan doen wat daar is om te doen, voordat ons by Jesus se voete gaan sit, sal ons net soos Martha nooit by Jesus se voete gaan sit nie. Dit word vertel van Susanna Wesley, die ma van die Skotse prediker John Wesley. Sy het die lewe aan 19 kinders geskenk, waarvan 10 oorleef het. Vroeg in haar lewe het sy 'n belofte gemaak om nooit meer tyd aan ontspanning of vermaak te spandeer as wat sy aan gebed en Bybelstudie sou spandeer nie. Selfs te midde van die mees veeleisende en besigste seisoene van haar lewe as ma, het sy steeds elke dag tyd op sy gesit vir die Here. Haar uitdaging was egter om 'n privaat plek in haar huis vol kinders te vind. Haar oplossing was om maar in haar gunsteling stoel te gaan sit en haar lang voorskoot oor haar kop te gooi om 'n soort tent te vorm. Elkeen in die huishouding, van die kleinste tot die grootste en die oudste het goed geweet dat sy dan by God was en nie gesteer moes word nie. Daar in die privaatheid van haar eie tabernakeltjie het sy diep verborgenheid van God en intimiteit in sy skrif leer ken. Ek en jy word elke dag voor 'n keuse gestel. Ons kan soos Martha rondhardloop om die verantwoordelikhede en take van die lewe so vinnig as moontlik af te handel. En dit is belangrik om die dagtake af te handel. Of ons kan ook soos Maria ons tyd neem en by die voete van Jesus gaan sit en luister na hom. Kies vandag om 'n dieper verhouding met Jesus te bou, deur die gejaagdheid van die lewe net so bietjie een kant toe te skuif. En jou gedagtes en jou hart te fokus op sy teenwoordigheid. Daar sal altyd nog genoeg tyd wees om jou dagtake vir die dag af te handel. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die gawe om tyd saam met U te kan spandeer. Help my om soos Maria dit 'n prioriteit te maak om by U voete te gaan sit en 'n dieper verhouding met U te bou. Dankie dat U nooit te besig is om my te ontmoet nie. Amen.